maats, ek hoop dit gaan baie goed met julle. Dat julle 'n baie lekker Paasnaweek gehad het en dat julle lekker kon kuier saam met familie en vriende en dat julle ook sommer tyd gehad het om net bietjie te rus en lekker te kan speel. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing 'n liedjie saam en dan prys ons die Here met alles wat ons het. Is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek wil gou 'n storie met julle deel. So, ek is 'n kunstenaar wat prentjies teken en stories skryf. En daar's baie kere wat mense die stories lees of na die prentjies kyk en dan maak hulle sommer 'n grappie of hulle sê vir my dis nie goed genoeg nie. En dit maak soms baie seer. Dink gou aan jou eie lewe. Sê nou maar net, jy is besig om rugby te speel of jy doen een of ander sport en jy gee jou alles, jy probeer so hard en nog steeds sê die onderwyser vir jou, jy's nie goed genoeg om eerste span te maak nie. Of miskien het jy so hard geleer vir 'n toets en dan wys jou punte dit nog steeds nie. Dit is soms baie moeilik en partykeer dan weet ons nie wat om te doen met daai gevoel nie, want ons voel asof ons nooit goed genoeg gaan wees nie. Kom ons kyk gou na 'n storie in die Bybel van Moses wat gesukkel het met hierdie selfde probleem, wat hy ook gesukkel het om te glo dat hy goed genoeg is om iets waardevols te kan doen. Kom ons bid net gou eers saam. Liewe Here, sal U asseblief ons harte oopmaak om te kan hoor wat U vir ons wil sê. Asseblief help ons om te verstaan dat U so lief is vir ons en dat U vir ons sê, ons is goed genoeg om U woord te kan deel met die mense om ons. Ons is goed genoeg omdat U daar is vir ons. Amen. Nou kom ons kyk gou. Ek weet nie of julle al ooit gehoor het van Moses nie. Hy was 'n man in die Ou Testament gewees en hy het eers in Egipte groot geword en toe het daar vreeslike goed gebeur en hy het gevlug na die woestyn toe. Nou hierdie is 'n storie wat gebeur het so bietjie verder aan nadat hy al 'n paar jaar in die woestyn gebly het. So Moses was besig om sy normale werk te doen. Hy het sy skoonpa se skape opgepas om seker te maak dat daar niks slegs naby hulle sal kom nie. Hy was net op 'n doodgewone plek gewees waar hy gewerk en gelewe het. Daar was niks vreeslik spesiaal gewees aan dit nie. Hy was nie ryk nie, hy was nie beroemd nie, hy was net 'n doodgewone persoon. Maar toe kom God na hom toe en hy roep hom daar waar hy besig was om te werk. God het hom raak gesien, ten spyte van die vreeslike goed wat hy in sy verlede gedoen het. Nou Moses was nie perfek gewees nie. Hy het sondes gedoen, net soos elke liewe een van ons. Maar toe kom God nog steeds na hom toe. En hy sê vir Moses dat Moses 'n baie groot en spesiale taak het. Hy moet die volk, die Israeliete, gaan weglei van die slegte mense, die Egiptenaars af, wat hulle seer gemaak het. Na 'n plek van melk en honing, 'n plek wat baie, baie beter is as die plek waar hulle heiliglik is. Maar weet julle wat sê Moses toe? Hy sê vir die Here, hy is nie goed genoeg nie. Omdat hy soveel slegte goed in sy verlede gedoen het, het hy nie geglo dat hy iets goed kan doen nie. Hy het vir die Here gesê, hy kan nie hierdie doen nie. Hy het vir hom gevra of hy nie miskien iemand anders kan stuur nie. Hy het gesê, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Hoe gaan ek nou voor soveel mense gaan staan en hulle uitlei na 'n beter plek toe? Dis mos nie iets wat ek kan doen nie. Kom ons kyk gou na daai stukkie in die Bybel om te kyk wat Moses gesê het
en wat die Here vir hom geantwoord het daarop. In Exodus 3 vers 1 tot Exodus 4 vers 13, ek gaan vir julle 'n paar stukkies lees, 'n paar versies uit hierdie stuk uit. Vers 11 sê, toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorouers het na my toe gekom en julle gestuur, en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Die hoofstuk 4 vers 10 sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie en ek kan ook nie nou nie. Hier waar u met my praat ek swaar en my tong sukkel. Maar daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak stom of dood of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Gaan nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Verder sê Moses ook, hy het geantwoord, asseblief tog Here, stuur liewers iemand anders. Kom ons dink gou-gou aan hierdie stuk. Mooi wat die versies vir ons gesê het. So, Moses het aanhou glo dat hy nie goed genoeg is nie. Hy het getwyfel en vir die Here gesê dat hy nie hierdie werk kan doen nie. Hy praat nie goed genoeg nie, hy het slegte goed in sy verlede gedoen. Hy is nie goed genoeg om hierdie werk te kan doen nie. Maar tog het die Here vir hom gesê, hy sal elke oomblik by hom wees. Die Here sê vir hom, hy sal hom leer wat om te sê, en hy sal hom help met die praatwerk. Sien julle, dat selfs al was Moses nie die perfekte ou gewees nie, al het hy foute gemaak en al sukkel hy om te praat voor mense, het God hom nog steeds gekies, om 'n groot verskil in 'n hele volk se lewens te maak. Al was daar mense wat getwyfel het in Moses, en nooit geglo het, dat hy enigiets belangriks in sy lewe kan doen nie, het God hom nog steeds gekies, om sy plan te doen. Om die mense wat so sleg behandel word, te gaan help, en om hulle te lei na 'n beter plek toe, wat die Here vir hulle gaan wys. Dink gou-gou aan jou eie lewe. Miskien het jy ook al slegte goed gedoen, en jy voel nie goed genoeg nie. Dalk het jy al vir jou ouers gejok, of dalk het jy al iets gedoen, wat jou so skaam maak voel, dat jy vir niemand wil sê nie. Dink net hoe moes Moses gevoel het. Hy het 'n vreeslike sonde gedoen, hy het moord gepleeg, hy het iemand doodgemaak, en toe vlug hy, en hy hardloop weg na die woestyn toe. Maar, toe soveel jare later, het die Here nog steeds na hom toe gekom. Die Here het sy sonde vergewe, en vir Moses gesê, hy is goed genoeg, omdat die Here saam met hom is. Dalk voel jy self nie goed genoeg nie, dalk sukkel jy ook om te praat voor mense. Miskien dink jy sal nooit goed genoeg wees, om span te maak nie, want almal sê altyd vir jou, ag, jy is nie goed genoeg nie. Maar God kom ontmoet ons waar ons is. Daar by die skool, op die rugbyveld, of by die huis. Hy kom roep ons daar waar ons is, en gebruik ons talente, om sy werk te doen. Om goed te doen wat die Here vir ons vra, om sy koninkryk beter te maak. Kyk net vir Moses, hy was nie perfek gewees nie, hy was nie ryk nie, maar toe kom die Here nog steeds na hom toe, net daar waar jy was. So kom ons, dink hierdie volgende week oor 'n paar dinge. Ons onthou hierdie goed. God sien jou, God ken jou, en God kies jou. En hy sê vir jou, jy is goed genoeg om sy werk te doen. Kom ons dink net gou weer aan daai 3 goed wat ons moet onthou. God sien jou, daar waar jy is, in die skool, daar waar jy by die huis is. En God ken jou. Hy weet elke liewe ding van jou af. Hy weet wat jy doen, wat jy dink, en waarmee jy besig is. En tog kies hy nog steeds vir jou. Hy sê vir jou, hy wil hê, jy moet sy werk kom doen. Jy moet deel wees van sy koninkryk. Kom ons bid gou saam. Liewe Here, dankie dat U ons kies. Dankie dat daar 'n doel is vir elkeen van ons. Here, ek vra asseblief dat U elke persoon wat nou hier sit en hulle harte vir U oopmaak, dat U hulle sal omvou met U liefde, sodat hulle sal weet en glo dat U hulle kies, dat hulle goed genoeg is deur U genade om enigiets te kan doen, dat U hulle gemaak het net soos wat hulle is, om 'n verskil te kan maak. Here, sal U ook asseblief ons help met die sonde wat ons vrede steel,
vergewe dit asseblief. Help ons met die goed wat ons maak dink dat ons nie goed genoeg is nie. Versterk ons geloof en maak dat ons kan vertrou op U, sodat ons U werk kan doen. Alles wat U beplan vir ons. Amen. Mag die Here jou sondes vergewe, mag hy jou hart en gedagtes nuut maak, en mag hy jou omvou met sy liefde. Amen.